Geliefde familie en vriende, gee my vanoggend of vanmiddag net eers die geleentheid om ons innige medegevoelens te betuig oor die afsterwe van Chantal. Ons dink in ons gebede daaraan dat die Here iets op troos, iets op bemoedig, nie net vandag nie, maar ook op die pad vorentoe. Ons bid dan ook dat die Here vandag vir ons sal rustig maak, kalm maak, om vertroosting te vind in sy woord vandag. Voordat ons begin met ons erediens, gaan ons eers kyk na 'n video wat ons op die saamgestel het. 'n bietjie van 'n hulde blyk by Chantal se lewe. Kom ons sit rustig en kyk ons dit. Reset met die projekters, en dit het er ons volgestel. Reset, en dan vir ons kyk ons in die kant. Geliefde familie en vriende, ek wil vra dat ons sal staan vir die uitspreek van die seën. In hierdie hartseer en mistroostige tye, kyk ons soos die digter van Psalm 121 op na hierdie berge wat voor ons lê. En dan wonder ons baie keer, waar gaan daar vir ons hulp, troosting en bemoediging vandaan kom? Maar vanmiddag, hoe sê die Here vir u, dat daardie hulp en vertroosting waarna u smaak, kom van my, die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Geliefde familie, vriende, genade en vrede vir u, van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. U mag op die plek. Liefde broers en susters, hoewel dit onder hartseer omstandighede is, dat ons vanmiddag hier by mekaar is, het ons steeds rede om elke dag dankbaar te wees teenoor die Here. Want is gegewe te midde van hierdie hartseer tyd, dat die Here steeds by u is. Die wonderbare koning nog steeds daar sal wees, om by te staan en te dra in die uitdagings op die pad vorentoe. Daarom sing ons dan vanmiddag die 197, is vandaar net die eerste vers. Psalm 34 lees van vers 19 af tot by vers 20. Psalm 34 van vers 19 af. Die Here is na hulle wat gebroke harte het. Wie se gees verpletter is, verlossing. Regverdige ervaar baie teenspoed, maar uit dit alles red die Here hom. Hy beskerm al sy bene, nie een van hulle word gebreek nie. Boosheid veroorsaak 'n goddelose se dood. Hulle wat die regverdige haat, sal daarvoor. Ons lees dit tot sover, geliefde broers en susters. Profeet Jesaja sê dat gras verdor, bome verwelk. Woord van God moet vir altyd staan.
Geliefde familie en vriende, ons is vanmiddag met swaar harte hier saam afskeid te neem van Chantel. En dit is baie keer in tye soos hierdie dat ons self afvra, waar is God wanneer dit so seer is? En die antwoord op hierdie vraag vind ons nie in ingewikkelde teologie. Die antwoord op die vraag vind ons eintlik in die eenvoudige belofte van Psalm 34 wat ons vanmiddag saam gelees het. Hierdie Psalm is daardie getuienis dat God nie op 'n afstand bly staan wanneer ons pyn beleef of wanneer ons ly. Maar dit is juis in tye van swaarte dat die Here nader kom. Hier in vers 19 van Psalm 34, en dit klink dalk 'n bietjie anders as dit wat ek net gelees het, wat ek dit nou vertaal uit die oorspronklike Hebreëus. Dan sê die Psalm dat die Here is naby die wat gebroken van hart is, en hy verlos hulle wat verslaaf is van gees. Die dood van Chantel laat u as familie vandag voel asof u gebroken hart het. Die term gebroken harte beskryf iets wat elke mens beleef wanneer ons 'n geliefde verloor. Dit voel asof daar iets hier binne in jou stikkend geskeur is. Maar hierdie spesifieke teks sê ook vir ons dat God nie wag tot ons eers reg gekom het of oor dit gekom het voordat hy ons help. Inteendeel, dis juis wanneer ons so swak en stikkend geskeur voel, wanneer God op sy naaste aan ons is. Hy tel nie meer die stukke van ons gebroke harte op. Hy is hier by ons in ons pyn. En vir eers familie is dit die eerste troos wat hierdie teks gedeelte gee. Julle huil nie vandag alleen. Die Here sien elke traan wat julle vandag stort. Natuurlik hier in vers 20 sê die Psalm dat dit vermenigvuldig is die teëspoed van die regverdige, maar uit die almal sal die Here red. Die teksgedeelte sê nie vir ons, gee nie vir ons 'n belofte dat die lewe altyd vir ons gaan maklik is. Die teksgedeelte gee nie vir ons die belofte dat ons nie sonder pyn gaan wees. Ek dink Chantel het in haar lewe hier op aarde ook maar haar eie teëspoed en haar eie hartseer en haar eie uitdagings geken. Die as familie beleef vandag sekerlik die grootste hartseer, die grootste teëspoed wat enige mens kan beleef. Dit is die verlies van geliefde. Maar dan sê die psalmdigter hier, en hy gebruik spesifiek die woord, God sal red. Hierdie red beteken dat God nie toelaat dat ons lyding, dat ons seker, dat ons span die laaste woord spreek in ons lewens. Vir Chantel het die finale redding uiteindelik gekom. Sy is nou vry van die teëspoed wat sy beleef het hier op aarde, die sorge en bekommernisse wat sy altyd met haar saamgedra het. Sy is verlos van dit. En sy rus nou in volmaakte teenwoordigheid van skepping, waar daar geen pad en geen hartseer is nie. In vers 21 en 22 sê die psalmdigter, hy bewaar al sy bene, nie een daarvan word gebreek nie. Die Here verlos die siel van sy knegte. Hierdie vers is vir ons 'n herinnering aan God se soewereiniteit. Selfs al word ons liggame moeg, al sterf ons liggame, selfs al val ons liggame op soveel plekke, bly ons siel steeds veilig in sy hand. Vers 22 sê dat diegene wat by die Here skuil, nie skuldig verklaar aan enigiets. En dit is eintlik die hele evangelie boodskap in die Jodendom. God se genade is vir ons daar. Deur God se genade is ons veilig, selfs al sterf ons. Die roeping, dit is dan ook 'n roeping vir u as familie vandag. Om ook by die Here te gaan skuil, met die hart, met die pyn, met die verlange. Moenie die las op die eie probeer dra. Die Here is vir ons 'n veilige vesting. Liefde familie en vriende, Chantel se lewe hier op aarde is verby. Maar haar storie het nog nie tot einde gekom nie. Sy is nou in die arms van die een wat by die betekenis is. Mag hierdie wete
vir elkeen van u daardie vertroosting bied. Mag hierdie wete vir u daardie vrede gee, dat alle verstand te bowe gaan. Toe net vir vandag, wat vir die dae wat kom. Amen. Geliefde broers en susters, kom ons bid saam. Ons almagtige God, ons liefdevolle hemelse Vader. Here, dit is vir ons so wonderlik om elke dag in u teenwoordigheid te mag leef. Om elke dag die goedheid, liefde en die deernis met ons te mag leef. Maar Here, van tyd tot tyd gebeur dit dat ons die swaar en die hartseer van die wêreld en die lewe beleef. Veral wanneer ons geliefde aan die dood afstaan. Maar dankie Here, dat ons op Psalm 34 opnuut weer daardie sekerheid kan kry. Ons staan nie op 'n afstand net vir ons en kyk. Kom tot hier reg by ons, naby ons, sodat ons die vertroosting en die bemoediging kan beleef. Dankie Here, dat te midde van die uitdagings wat ons in die lewe ook al mag beleef, ons steeds op u kan reken. U is die God wat ons nooit verlaat en ons ook nooit in die steek laat. En om daardie rede, kom bid ons ook vanmiddag vir Chantal se familie. Ons gebed is, Here, gee vir hulle daardie vrede in hulle gemoed, waarna hulle smag. Daardie kalmte, wat alle verstand te bowe gaan. Ons bid, Here, hulle sal aanraak met die hand van vertroosting. Gee vir hulle krag en bemoediging, nie net vir vandag, ook in die dae wat kom. Laat die seën ook ryklik op elkeen van hulle rus. Dit bid ons, Christus Jesus se naam. Amen. Geliefde familie en vriende, as 'n slotsang sing ons die 518 lied wat ons opnuut weer daardie sekerheid gee dat partykeer voel dit vir ons asof die Here ver van ons af is. Voel dit vir ons asof die Here ons alleen gelaat het, te midde van die uitdagings en hartseer wat ons baie keer beleef. Maar die werklikheid is dat God is in daardie swak oomblikke op sy naaste aan ons. Kom ons sing as ons slotsang staande saam die 518 en na ons die lied saam gesing het en die bly staan vir ons provinsie. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen wees en bly.
Amen. Mag God die plek hê. Liefde familie en vriende, ek hou in jou begrafnisbrief voor. Ons Hemelse Vader het dit so beskik dat ons geliefde deur die dood van ons al weggeneem is. Maar heen gaan is vir ons 'n groot verlies. Maar ons hou vas aan God se belofte dat hy selfs te midde van ons smart steeds by ons is en so ook ons smart sal verlig. Ons weet ook dat die Here sy krag en sy bystand elke dag aan ons verleen en dat hy die pad vorentoe saam met ons sal stap. Tyd was dalk te min gewees saam met ons geliefde, maar ons hou vas aan die mooie herinnering wat ons saam met haar het. Ons weet dat die Here se wil is, Jesus Christus altyd by ons is en dat Chantel ook nou die voorreg het om sy voete te mag rus, tot ons mekaar weer eendag sal groet. Rustig stap Chantel, daar is 'n groot leemte in ons harte en in ons lewens. Ons bly vir altyd en ewig die vriende. Ek gaan nou vir Julia Harmse vra namens die familie. Goeie dag. Slaap my op my berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is wat die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Here, baie dankie dat ons vandag as 'n familie by mekaar mag wees. Dat ons kan terugdink aan 'n lewe. Here, dat ons weet dat U sal voorsien in die toekoms, sal vir ons vertroosting bring, sal die pleisters op ons harte kom plak, sal vir ons omheel maak met tyd. Here, ons dink vandag aan Chantel se kindertjies. Here, kinders ons kom en mamma moet groot word, maar ons glo en ons vertrou, en ons weet, Here, dat U sal daar wees vir hulle. Ons glo en vertrou, dat as hulle nog groot word in die lewe, dat hulle sal eendag kan terugkyk en kan sê, dankie Papa, vir dit wat Jy vir ons gedoen het. Here, my broers, my suster, wees U met hulle, gee U vir die vrede in hulle harte, dat hulle sal weet, welgedaan my suster, Jy het die stryd gestry, Jy het die streep bereik. Vader, ons gee al oor in die harte, gaan met ons as familie, seën U ons en vertroos U ons, met vandag in Jesus naam. Amen. Die wil nie kyk of hy weer nou speel.